Goeiemôre, dit is woensdagoggend, die 4de Maart 2026 en ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Die stryd in die Midde-Ooste duur voort en daar het intussen baie meer beeldmateriaal vorendag gekom, onder andere dat daar 3 F-15's oor Kuwait afgeskiet was. Natuurlik blameer die Amerikaners die Kuwaitse lugafweerstelsels, maar daar is tog mense wat beweer dat dit net sowel kon gewees het vanaf Iran se bodem. Iran is net 200 kilometer weg vanaf daardie posisie waar die vliegtuie afgeskiet is en ons weet die S-300 lugafweermissiele vanaf Rusland het 'n baie langer afstand, 'n ryk afstand as 200 kilometer. Maar dis die klas van goed wat ons gaan kry. Maak nie saak wie op die ou ende verantwoordelik was vir die afskiet van die vliegtuie nie. Die feit is dat daar is 2 of 3 F-15's verlore. Baie beeldmateriaal wat vorendag kom van drones wat afgeskiet is. Ek praat nie nou van die drones wat ammunisie dra nie, ek praat van die groter drones op 'n hoër hoogte wat eintlik maar waarneming doen. En dan is dit vir my duidelik dat die stryd net eenvoudig besig is om oor die volle front te eskaleer. Hierso is dan beeld. Daar kan julle sien die neerslag of die aanslag wat die missiele het wat gevuur is vanaf een van die Amerikaanse skepe. En dan het ek ook hierdie volgende videoklip, maar julle moet nou baie mooi kyk, want dit is baie vinnig. Julle moet baie mooi kyk, dis vinnig. Ek speel alweer vir julle. Dit is van een van Iran se hypersoniese missiele en hy vlieg teen die spoed van tot mag 15, 11.000 km/h. Ek het met Grok gaan kyk na wat is hier aan die gang en Grok het bevestig, dis nou AI dat hierdie is nie 'n gegenereerde video nie een van hierdie twee nie, en dat dit is inderdaad afgeneem tydens die onlangse 2 dae waar dit die beeldmateriaal vandaan kom. Nou ons kry die idee dat beide kante nou hard op die oorlog fokus, maar dat daar ook baie agter die skerms aan die gang is. Die hele kwessie dat die leierskap van Iran moes val om dan 'n kleurrevolusie te veroorsaak waar die bevolking spontaan sal opstaan teenoor blywende Iranese leierskap in die land. Maar as ek die volgende beeldmateriaal vir julle wys, dan sal julle verstaan hoekom ek sê dat dit nie sommer sal gebeur nie. Ek moet play druk, né? Ek wil dit gou vir julle hier lees wat sê AI oor hierdie spesifieke video. The attached video depicts a massive nighttime funeral procession in Tehran for Iran's late supreme leader Ali Khamenei,
with crowds chanting anti-Western slogans amid Iranian and Hezbollah flags, underscoring apparently widespread public loyalty that the Post claims derailed the US regime change plans. En ek dink dit is baie belangrik om mooi te kyk na wat daar gesê word. Hulle praat hier van die hoop om 'n regeringsverandering teweeg te bring het misluk. En hier is dit nou. So wat is nou die langtermynplan van die Amerikaners? Gaan hulle meer en meer wapens neersit op die grond, meer bomme gooi, meer missiele vuur, en wat gaan Iran se reaksie daarop dan nou wees? Ek het gister gepraat oor die feit dat hulle bevel en beheer is reeds gedesentraliseer, so dis nie meer onder een sentrale bevel nie. So daar's gedesentraliseerde vorms van bevel wat elkeen dan onafhanklik van die ander een kan opereer. Dit lyk of hierdie oorlog nie binne etlike dae gaan oorwees nie. Die beplanning, die hoop was vir 'n vinnige omvergooi van die Iranse regering. Dit het nie gebeur nie. Maar hoe lyk die langtermynplan tans vir die Midde-Ooste? En dan praat ek veral ten opsigte van wat gaan Amerika doen? Nou daar is berigte dat daar redelike grootskaalse mobilisasie in Amerika is om meer troepe gereed te kry om dan te stuur na 'n potensiële gevegsfront van 'n moontlike voete op die grond situasie. Donald Trump het gesê dat as dit nodig is, dan sal hy voete op die grond oorweeg. Maar 'n verdere baie groter probleem. Ons het uit eie ervaring geleer dat dit baie moeilik is om in 'n oorlog betrokke te wees waar jy teen klein groepies amper gorilla vegters wat oor 'n hele streek versprei is om teen hulle te veg, want jy kry hulle nooit in een groep vasgevang nie. En dit was baie problematies geweest vir ons destyds, en ek kan my indink dat solank as wat die Iranese aanhou met veg, sal Amerika moet aanhou om te veg. Dit is kommerwekkend in die sin dat dit mag aanleiding gee, eskaleer, dat Israel sal of ondergaan as gevolg van die hoeveelheid bomme wat daar gaan val, of reeds val, of Israel gaan 'n atoomwapen moet gebruik. En dis daar waar die groot gevaar vir ons almal in lê. As Israel 'n atoomwapen aanwend om dan Iran totaal en al te onderwerp. Jy weet, 'n taktiese atoomwapen mag die ding dalk net doen. Veral as die Iranese die grootskaalse vernietiging gadeslaan, mag hulle dan besluit om op te hou veg. Maar hoe gaan die wêreld daarop reageer indien Israel wel 'n atoomwapen gebruik? Want Israel het nou al by meer as een geleentheid gesê, hulle sal inderdaad dit gebruik indien dit nodig raak. Ons weet nie hoe lyk die reserves van die magte op die grond nie. Ons het geen idee daaroor nie. En alles is bespiegelinge. Maar as ons kyk, die skaarste aan lugafweermissiele, Patriot missiele, THAAD missiele wat ervaar is in Oekraïne, moet ons aanvaar dat hier is ook nie derduisendes van hulle beskikbaar nie. En vir elke inkomende missiel skiet jy minstens 2 of 3 Patriots af. En as die Patriots se ammunisie totaal uitgeput raak, is daar niks meer wat staan tussen hulle en vernietigende effektiewe aanvalle vanaf Iran nie. Ja, ek weet baie gaan sê, dis in die hande van die Vader en dit is inderdaad so. Maar ons kan nie ignoreer
dit wat op grondvlak plaasvind en gebeur nie. Ek dink dis nog steeds te vroeg om 'n uitspraak te maak oor wie is in beheer tans in hierdie oorlog, wie vaar die beste, wie het die meeste wapentuig beskikbaar en wie nie, en wie gaan die langste kan uithou totdat die punt bereik word waar ons hier 'n kernsituasie gaan beleef. Niemand het nou tans die antwoorde daarop nie, maar alles lyk vir my en vir ander dat dis die rigting waarin ons tans stuur. Geniet vanoggend julle kondensmelk koffie en ek is dan môreoggend weer terug by julle. Lekker dag.